Goeiedag almal. Dit is lekker om weer tyd saam met julle te spandeer. Op die oomblik praat ons oor die bedienings wat die Heilige Gees in ons lewens uitvoer en ons is besig met die feit dat die Heilige Gees daagliks ons so lei. Ek het in die vorige video gepraat van hoe belangrik dit is dat ons daagliks deur die Heilige Gees gelei sal word, maar daar's 'n ander komponent wat bykom wat hierby inskakel. En as ons lees in Efesiërs 2:10, dan lees ons, want ons is sy maaksel, geskape in Christus Jesus tot goeie werke wat God voorberei het, sodat ons daarin kan wandel. Baie van ons het ons eie planne. Ons lees egter dat deur geloof in Christus het God ons nuut geskep tot goeie werke wat hy vir ons voorberei het. Dit beteken dat God 'n spesifieke plan het vir elkeen van ons lewens. Dit is ons doel as wedergebore Christene om daardie spesifieke werke, daardie goeie werke te ontdek en om dit uit te leef. Ongelukkig draai baie van ons hierdie hele proses op sy kop. Ons besluit wat ons wil doen, ons beplan ons eie aktiwiteite, ons maak ons eie planne en dan bid ons en ons vra die Here om dit te seën. So half as 'n terloopse saak. En die realiteit is dat God nooit sy goedkeuring, sy seën, as 'n goedkoop seal of approval sal gee nie. Veral nie as daar nie na sy wil gesoek was nie. Baie van ons maak hierdie foute as individue, maar baie organisasies maak ook hierdie foute, en dan is daar nie vrug op ons arbeid nie en ons wonder, hoekom? Die grootste vyand van ware geestelike vrugbaarheid en gehoorsaamheid is om vasgevang te raak in hierdie patroon om besig te wees met sogenaamde geestelike dinge, maar nooit na die wil van die Here te soek nie. Die patroon in ons lewens is verkeerd. Ons moet dit omdraai. Ons lewens moet gelei word deur gebed en nie deur ons eie planne nie. Ons moet eers by die Here hoor en as gevolg van dit wat by ons by hom hoor, moet ons lewens inrig. Vader, help ons asseblief. Help ons om hierdie swak patroon wat ons aangeleer het in hierdie wêreld af te lê en om ons lewens volgens u wil in te rig, dat ons eers by u sal hoor en dan sal reageer en dat ons nie net ons eie planne sal maak nie. Lei ons daarin, help ons hiermee, ons vra dit in Jesus naam. Amen. Tot volgende keer, Maranatha.